Suid-Afrika gaan deur 'n baie moeilike tyd. Dis asof die hele land tot in die grond vernietig word deur natuurrampe soos water, wind en vuur. Dinge soos korrupsie, bedrog en swak bestuur oor 'n breë spektrum van die land dra alles by tot 'n proses waar dit voel of alles net vernietig word. Toe ek oor al hierdie dinge dink, het die vraag by my opgekom wat die Here nog moet doen om ons te laat besef dat hy al hierdie dinge toelaat om ons na hom terug te roep. Die boek Klaagliedere vertel van hoe verskriklik dit is as die Here se oordeel 'n land tref omdat hulle nie wou luister nie. In Jesaja 48 vers 10 sê die Here dat hy sy volk in die smeltkroes van ellende gelouter het om hulle na hom terug te roep. 1 Petrus 1 vers 6 tot 7 sê dat dit soms nodig is dat ons geloof soos goud en silwer in vuur gedruk moet word om dit te suiwer. Openbaring 16 vers 9 en 11 vertel dat mense die 'n verskriklike lyding moes gaan, maar hulle nie bekeer het nie. God het hulle deur sulke moeilike dinge na hom teruggeroep, maar hulle het eerder die Here gelaster as om hulle tot die Here te bekeer en terug te draai. Jesus Christus het opgevaar na die hemel en sit nou aan die regterhand van God. Alle mag behoort aan hom en niks gebeur as hy dit nie toelaat nie. Maar sy hart is die redding van alle mense. 2 Petrus 3 vers 9 sê dat hy nie wil hê dat een mens verlore moet gaan nie. Deur alles wat in ons land gebeur, roep die Here ons terug na hom as die Here. Wat moet nog alles in ons land vernietig word voordat ons na die Here gaan begin luister en na hom terugkeer met ons hele hart, met alles? Wat moet nog in jou lewe gebeur voordat jy 'n totale oorgawe aan die Here maak?